Goeiemôre, dankie dat jy weer vanoggend by ons ingeskakel het by hierdie aanlyn diens. Dit is regtig lekker. Lekker fris, vars oggend. Dankie dat jy ook tyd maak om vanoggend by die Here te kan kom sit. Maar voor ons daar kom ons maak ons oë toe en ons bid saam. Ons Hemelse Vader, dankie dat ons verwelkom word by u tafel. Maak nie saak wie ons is vanmôre, wat ons geskiedenis is nie, wat ons agtergrond is nie. Here, u verwelkom ons uit genade uit en daar is ons 'n bak vol brood vir elkeen van ons. Here, ek weet nie wat in elkeen van ons en almal wat luister vanoggend se lewe aangaan, Here. Ek weet nie wat het hierdie week gebeur nie, of dit goed en of dit sleg was nie, Here. Maar ek weet dat u ontmoet ons daarso vanoggend, Here. Mag die boodskap van ontferming, mag die boodskap van genade by ons wees, ons bemoedig om te volhard in die werk wat u vir ons gee. Here, dat ons dit sal doen, nie omdat ons die genade wil hê nie, maar juis omdat ons die genade gekry het, Here, as 'n geskenk. Here, ek bid dat u hierdie woord vanoggend op goeie grond sal laat val. Amen. Die psalmskrywer skryf: Die oë van almal is op u gerig, en u gee hulle kos op hulle tyd. U maak u hand oop en skenk u guns in oorvloed aan al wat leef. Dis met daardie woorde van die psalmskrywer wat ek julle vanmôre kan groet en sê: genadig, barmhartig en vrede vir julle van God ons Vader en Christus Jesus, ons Here. Verlede week het ons die eerste woord ingeloop, charis, wat 'n Griekse vertaling is, soos ons, wel die oorspronklike woord van genade is in die Grieks. Maar dis nie die enigste woord hoe dit vertaal word nie. Ons in Afrikaans het een woord, genade, en ons ken dit as genade. Engels het grace en mercy. Grace het ons laasweek oor gepraat, en in die Grieks word dit as charis geskryf. Maar daar's ook die mercy kant, die ontferm kant. Here, God, have mercy on me, ontferm u oor my, wat vertaal word as Eleos. En dit is waar ons vandag gaan stilstaan, dit is waar ons vandag gaan gesels. Maar voor ek daar kom, wil ek net weer eers die grond lê oor waar ons begin het laasweek. Ons het laasweek gepraat oor die Sagrada Familia, wat onlangs weer in die nuus was, wat na 144 jaar se bou amptelik oop gemaak is, of althans ingehuldig is, deur Paus Leo, toe die laaste toring, die Christus toring, presies 100 jaar na die argitek Antoni Gaudí se dood ingehuldig is. Nou dit is vandag die hoogste kerk in die wêreld. As jy nie laasweek ingeskakel het nie, of nie in die diens was nie, gaan doen jouself 'n guns en gaan kyk daarin, en ek gaan 'n vlugtige foto opsit oor die kerk. Een ding van daardie kerk is anderster as enige ander kathedraal of basilika. En ek het gesê, as jy mooi gaan dink aan die ou kerke in daardie tyd, en selfs in die Suid-Afrikaanse kerke, is die kuns en die beelde is binne in die kerk. Dink aan daai mooi loodglas van die ou kerk waarin jy was as kind. Die kuns was na binne gewees, om regtig die stories van Jesus te hoor, of die skepping te sien, moes jy in die kerk gewees het, en dit was beautiful gewees, dit was baie keer selfs in goud uitgebeeld. Maar wat Gaudí anderster gedoen het met hierdie kerk, is hy het die storie na buite vertel. Die storie van ons geloof, van die skepping, ons verlossing, Jesus Christus, is na buitekant. Die skepping aan die een kant, die kruisiging aan die ander kant, sodat die storie na die straat toe uitgaan, na die mense daar buite. En ek gaan nie vandag weer daaroor preek nie, want iets anders het my daardie tyd, soos ek gesê het, so aangeraak. En dit was die deur gewees by die ingang. En elke deur vertel 'n storie, en die storie wat jy gaan vind wanneer jy aan die buitekant staan. Maar die hoofingang het hierdie woorde in 49 tale vertaal: gee ons vandag ons daaglikse brood. Nie in een taal nie, maar in 49 tale
Wees ons genadig, Here, ontferm U oor ons, gee ons vandag daai daaglikse brood wat ons nodig het. En ons bid hierdie gebed baie maklik. Verlede week het ons gevra, wat 'n God gee hierdie brood? En ons het na daai eerste geskenk gekyk, charis. Maar daardie deur sê meer. Daardie deur sê nie net, wees ons genadig, gee vir ons oorvloedig, soos wat charis vertaal word nie, maar daardie selfde gebed wat sê, gee ons vandag ons daaglikse brood, sê ook, Here, ontferm U oor ons. Ons sê dit so maklik, Here, wees genadig, wees ons tog genadig, Here, ontferm U oor ons. Dit is nie 'n stem van iemand wat met 'n vol tafel sit nie. Dit is die stem van iemand wat in nood is. En vandag vra ons die ander kant van die vraag, wat van die môre as daar nie meer brood is nie? Wat van môre as ons swaar kry? Ons sê as ons uit 'n swaar tyd kom, of as ons 'n moeilike tyd gehad het as kind, as jong volwassene, as volwassene tot by hierdie punt, dan gee die Here vir ons in oorvloed. Dis wat ons laasweek gesê het. Maar wat as dit nou verander? Wat as dit nou anderster lyk? Is daar nog 'n God wat vir ons die tweede kant gee, die ontferming van die nood wanneer ons dit teekom? Eleos is die Griekse woord vir ontferming. Waar genade na ons skuld kyk ontferming, of die ander vertaling Eleos, as charis na ons skuld kyk en het vir ons vrykoop, kyk Eleos na die ontferming, na ons ellende. En dit is nie 'n gevoel wat van ver af, ag ek kry jou jammer nie, dit is 'n aktiewe meegevoel, die hand wat uitgestrek word om te help. Ons wêreld weet nie mooi wat om te maak met die mens wat op die grond lê nie. Ons weet hoe om die wenner te vier, ons weet hoe om die sterkte te prys, maar die ene wat geval het, die ene wie se lewe uitmekaar uit is, die ene wat met leë hande voor ons kom staan, sukkel ons om antwoorde te gee. My dogtertjie het my hierdie week gevra, pappa, hoekom staan daai oom met 'n glasie langs die pad, wanneer dit so koud is? En die eerste ding wat ons baie keer sê, en hier bieg ek self, om te sê, maar hy wil nie werk nie, of hy wil nie gehelp word nie, so dis makliker om hier te staan. Miskien is dit omdat ons nie presies weet, hoe lyk daai tipe ontferming, wat die Here kom gee vir my en vir jou, en hoe dit moet lyk in die wêreld nie. Ontferming doen nie een van die twee nie. Ontferming kniel langs die mens op die grond. Deur die eeue van die kerk het een kort gebed bly resoneer. Here, ontferm U, en dit is dieselfde woord sy Leos, nie Here, betaal my uit nie, nie Here, ek het dit verdien nie, net Here, ontferm my, U oor my. Nou in Titus, en dit is ons teksgedeelte vir vandag, Titus 3, van 3 tot 5, vind ons iets van hierdie woorde van ontferming, en ek wil dit graag vir julle lees, en hoor hoe Paulus dit aan Titus stel. 3 vers 3 tot 5. Vroeër was ons ook onverstandig, ongehoorsaam, op die verkeerde pad, verslaaf aan allerlei begeertes en singenot. Ons het ons lewe in kwaadwilligheid en jaloesie deurgebring. Ons was haatlik en met mekaar gehaat. Nou wil ek net gou stop. Onthou wie was Paulus? Paulus was Saulus gewees wat mense vervolg het, doodgemaak het, seergemaak het. So hy praat nie net hier van almal na wie hy toe hierdie brief aanskryf nie. Hy praat hier van homself ook, maar toe die goedheid van God, ons verlosser en sy liefde vir die mens verskyn. Hy het ons verlos
Nie op grond van iets wat ons vir ons vryspraak gedoen het nie, maar op grond van sy eie, en hier is die woord, ontferming. Dit het hy gedoen deur die wedergeboorte wat die sonde af was. Jesus wat opgestaan het uit die dood uit. Dit het ons kom afwas. En deur die Heilige Gees het dit vir ons 'n nuwe lewe kom gee. Nie op grond van dade van geregtigheid wat ons verrig het nie, maar volgens sy ontferming het hy ons gered. Dit is dieselfde volgorde as verlede week. Maar nou gemik op die mens wat onder ons is. Nie net die mens wat skuldig is nie. En let op, hierdie ontferming hang nie van ons af nie. Paulus is skerp in Romeine, wanneer hy dit aanspreek, in Romeine 9 vers 15, hy sê, vir Moses het hy gesê, en hy verwys terug na die Ou Testament, hy wat Paulus is, hy het gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Die Here sê, dit is by hom, en nie by ons nie. Hy is die ene wat dit uitdeel. Dit hang nie van die mens se wil, en of jy, of in ons inspanning nie. Hy sê, maar vir God wat hom ontferm, dit gaan oor hom, en dit lê by hom. Dit is die spieelbeeld van verlede week. Soos die brood nie die loon is nie, is die ontferming nie iets wat jy kan verdien nie. Jy kan nie harder probeer om dit te kry nie. En vir die gemeente van Korinthe, en ons het laasweek so 'n bietjie gepraat oor Korinthe gaan Paulus nog dieper, want hier raak ontferming 'n werklike pyn. 2 Korintiërs 1 vers 3. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in elke omstandigheid moed gee, barmhartig is, bemoedig. He has mercy on us. Die Vader wat hom ontferm, die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, dit is presies wat Elios is. Nie 'n God wat van ver af kyk nie, maar 'n God wat in verdrukking inklim en troos. Iemand het eendag vir my gevra, wat is die verskil tussen simpatie en empatie? En simpatie is om te kan sê, ek verstaan hoe jy voel, ek kan myself insien. Empatie is om saam daar op die grond te sit en te sê, dit gaan regtig sleg. En God is 'n empatiese God, 'n God wat by ons kom sit, 'n God wat sy seun gestuur het. 2 getuies uit die Ou Testament, om hierdie te bevestig, dat dit nie net 'n Jesus ding is nie, maar 'n Vader ding is, 'n Vader wat homself ontferm. Hierdie God van ontferming is nie 'n nuwe ontdekking van die Nuwe Testament nie. Luister na die 2 Ou Testamentiese stemme wat presies hierby inpas. En die eerste ene sluit aan by die woorde daaglikse, wat ons sê, Here, gee ons daaglikse brood, die daaglikse, die digter van klaagliedere, en nooit myself in gedink dat ek uit klaagliedere gaan preek nie, maar klaagliedere skryf in die middel van pyn en verlies, dat God se ontferming elke môre nuut is. Daar staan, deur die liefde van die Here het ons het nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie, dit is elke môre nuut. Die Hebreëse woorde wat hierdie ontferming, vir hierdie ontferming is ryk. Dit is 'n redelike sterk, seker, maar dit is 'n sterker woord. Dit bevestig dat die rus by God lê, dat hy elke oggend nuut na ons toe kom. God se ontferming is nie 'n cool jammer kry van ver af nie, dit is 'n diep deernis van 'n ma of 'n pa vir hulle kind. En dit sê klaagliedere, is elke môre nuut. Net soos die brood daagliks is die ontferming daagliks, elke nuwe oggend. Die tweede getuie kom uit Habakuk uit, en dit is 'n liedjie wat ons gesing het as kind in die kerk, en dit is een wat my regtig bybly. Habakuk skilder presies die môre waarvan ons gepraat het, die môre as daar geen brood is nie, geen vye, geen druiwe, geen oes, geen vee nie, die voorsiening is weg, en tog, al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde is nie, al sou die olyfoes misluk, en die lande geen oes lewer nie,
As sal daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste is, nog steeds sal ek in die Here jubel, en sal ek juig in God my redder. Ek moet myself keer om dit nie te begin sing nie. Die Here, my God, gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat hy my staan. Hy laat my veilig loop. Hy is barmhartig en hy ontferm oor my. Let op vers 19. As die brood weg is, gee God nie met eens weer net brood nie. Hy gee iets anders. Hy maak die profeet se voete soos die van 'n ribbok, sodat hy op hoë plekke, gevaarlike plekke kan loop sonder te val. Hy gee nie net die brood nie, maar hy versterk ons ook daardeur. Dit is ontferming. Nie altyd net brood in die hand nie, maar krag in die bene om op te kan staan, soos Jesus vir die verlamde gesê het. Staan op, vat jou goed en loop. Jy sal nie net die genade en die vryspraak ontvang nie, maar ook die krag. En hier is die woorde van vandag. Jy hoef nie eers heel te wees voordat jy mag vra nie. Genade het verlede week vir ons gesê, jy hoef dit nie te verdien nie. Ontferming sê hierdie week, jy hoef nie eers reg te wees nie. God sal dit vir jou gee, want ons dra almal daardie stem. Dieselfde eers dan van verlede week, maar nou 'n bietjie anders. Eers as ek my lewe reg gekry het, dan sal God na my toe kom. Nee, God kom presies na jou toe elke liewe oggend met daardie ontferming. Ontferming kom juis na die gebrokene, na die leë hand, na die mens wat nog op die grond lê. As jy wag om heel te wees, sal jy nooit kom nie. Bring jou leegheid, nie jou volheid nie. En dit is presies wat ontferming soek. En maak dit daagliks, want die ontferming is daagliks. Elke môre is daar 'n nuwe voorraad, 'n nuwe kas vol van dit. Môre as jy opstaan, voordat jy iets reg gekry het, voor jy enigiets bewys het, is die ontferming reeds daar, vars niet genoeg vir vandag. Ek gaan die laaste keer terug na die deur toe, en ons het begin by die leë hand, die môre sonder brood, die mens op die grond. En die evangelie is dat God daardie leë hand nie altyd vul met wat ons gedink het ons nodig het nie, maar met homself, met sy teenwoordigheid, met krag om te loop. Ons sing, gee ons daaglikse brood, selfs op die dae wat ons kas leeg is, want die God van die oop hand is ook die God wie se ontferming elke môre nuut is, en die God wat ons voete op hoë plekke laat staan. Genade het die skuld weggevat. Ontferming vat die ellende weg, en albei hang aan die deur. Albei sit in die brood. Vanmôre gaan ons nie die Onse Vader sit en sing nie. Vanoggend gaan ons opstaan wanneer ons die Onse Vader sing, en ek wil hê jy moet die Onse Vader gaan soek. En ek wil hê jy moet dit vir die Vader terugsing. Of dit nou is in jou stilte tyd, of dit is wanneer jy om die huis stap, of dit is wanneer jy in die gym op die treadmill loop. Maar ek wil hê jy moet opstaan en hierdie Onse Vader weer terugsing aan die Here as 'n lof, nie net vir die genade laasweek nie, maar vir die ontferming hierdie week. Ons sing hierdie gebed saam terug aan die Here. Kom ons sluit ons oë. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied hier op die aarde. Here, vanoggend bid ons, gee ons vandag ons daaglikse brood. Gee ons daardie brood wat op die tafel staan, Here. Al voel ons partykeer plat op die grond, al voel ons partykeer dat die lewe ons plat geslaan het, Here, sit U langs ons, U breek die brood vir ons, Here. En soos U seën aarde toe gekom het, kom U daagliks af na ons toe, en U gee dit vir ons. Mag ons, na hierdie 2 weke se herinnering van die daaglikse brood, met opgewondenheid opstaan, omdat dit elke liewe oggend nuut is. Here, wees by ons, wees ons genadig, gee vir ons die Charis en die Elios,
Dankie Here, dat ons as kinders van U, dit van U kan vra. Amen. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. He is here om ons aan te raak. Heer, wie is wil ons aanbid. Hy is hier om ons te genees. Heer, wie is wil ons aanbid. Hy is hier om ons nie te maak. Heer, wie is wil ons aanbid. Hy is hier om te troos wie treur. Heer, wie is wil ons aanbid. Want hy is wegmaker, wonderbewerker, waarheidmaker, lig in die donker. My God, dit is wie hy is. Want hy is wegmaker, wonderbewerker, waarheidmaker, lig in die donker. My God, dit is wie hy is. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 'Cause you are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.